Goeienaand broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing. Psalm 68, ons sing daarvan die 9de vers. Nadat ons dit gesing het, gaan ons ook in gebed saam verenig. Psalm 68 vers 9, nadat ons dit gesing het, bid ons saam. O Here, ons Here, wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Hoe heerlik om vanaand ook U lof te kan besing en te mag weet ons doen dit nooit alleen nie. Dat ons deel kan wees van U kerk hier op aarde, deel kan wees van U kinders, U erfgename. En daarom is dit ons gebed dat U ook vanaand hierdie erediens in ons lewens so sal seën, dat ons elkeen die evangelie van verlossing sal hoor en vanuit die blydskap en die dankbaarheid daarvoor gaan leef. Daarom bid ons dat U Heilige Gees U woord ook vanaand vir ons sal oopbreek. Dat ons sal hoor en verstaan en gaan doen. Ons vra dit want ons bely ook dat ons sondaar mense is. Dat uit onsself en deur onsself ons tot niks goeds in staat is nie. Ons bely dat U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees al die eer in ons lewens moet kry. Amen. Ons gaan vanaand luister na 'n gedeelte uit 1 Johannes uit en dit is hoofstuk 5, maar ons kernvers vir vanaand is vers 13. Vers 13 staan daar geskryf: Hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.
Dit is belangrik, hy sê hy skryf sodat ons kan weet dat ons die ewige lewe het, omdat ons in die Seun van God glo. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Daar is dus 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En die 3 se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leienaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het die lewe, wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so van hom vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. As iemand sy broer sonde sien doen, wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen, wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Kom ons sing in aansluiting hierby ook ons belydenis, Skrifberuiming 12:2 vers 4 en vers 5. En kyk mooi wat sing ons daaroor, oor die Heilige Gees, maar ook oor die ewige lewe.
Vanaand, broeders en susters, kyk ons na die tema, die bate van ons geloof. Die bate van ons geloof, wat is dit? Dit is wat die apostel Johannes ook vir ons hier skryf. Ons het sekerheid van die ewige lewe. Ons het sekerheid van die ewige lewe. Want geloof in Jesus Christus en die ewige lewe loop hand aan hand. Jy kan nie die een hê sonder die ander nie. En daarom vanaand dan die vraag wat die katekismes ook vra, wat baat dit my dat ek dit alles glo? Is ek miskien beter af as ander mense omdat ek dit glo? Dan is die antwoord ja. Ja. Dit baat my om te glo en ja, ek is beter af as baie ander mense. Maar as mooi luister, ek sê nie ek is beter nie. Nee, ek is beter af omdat ek glo. En so bely ons dit in die Heidelbergse Katekismes Sondag 23. Wie in die ware God glo, is in Christus voor God geregverdig en erfgenaam van die ewige lewe. Geregverdig en erfgenaam van die ewige lewe. En dis juist dit wat die Heilige Gees ook by monde van Johannes hier in vers 13 ons van wil bevestig. En trouens, Johannes sê hy het hier die hele brief eintlik met daardie doel geskryf, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Sien dus, die bate van ons geloof lê eintlik in die sekerheid van ons geloof. Ons wat opreg glo in Jesus Christus, wat glo hy is die Seun van God, wat glo hy is ons enigste verlosser, het nou reeds die ewige lewe. En ons moet mooi luister, ons het nou reeds die ewige lewe. Kyk wat staan hier in vers 13 oor die ewige lewe. Hy sê hy skrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Die ewige lewe het. So wat sê dit vir ons oor die ewige lewe? Belangrik vanaand, die ewige lewe is nie iets wat ons nog sal beerwe nie. Die ewige lewe is nou al 'n werklikheid. En hieroor is die skrif duidelik. Vir 'n gelowige kind van God lê die ewige lewe nie as 'n vae moontlikheid, 'n groot vraagteken, ander kan die dood vir ons in wag nie. Nee. Ons maak baie keer hierdie fout om te dink ek moet eers doodgaan om die ewige lewe te kan kry. Maar mens moet dit nooit dink nie. Nee, sê Johannes, ons het die ewige lewe. Ons het nou reeds die ewige lewe. Hoekom hy so sê, moet 'n mens 'n bietjie teruggaan in ons belydenisse in ook en gaan kyk na die heilsorde en besef wat wedergeboorte beteken. En ons moet dit mooi verstaan. By 'n geboorte kom daar 'n nuwe lewe. Net so is dit met die wedergeboorte, daar kom nuwe lewe in ons. En daai nuwe lewe het 'n naam, die ewige lewe. Want toe Jesus in ons doodsbestaan ingegryp het
en deur die Gees geloof in ons harte gewerk het, toe ons wedergeboorte geword het, toe het God aan elkeen van ons die ewige lewe geskenk. Ons gebruik die woorde wat ons ook hier in vers 18 lees, baie belangrike woorde in die hoofstuk. Ons is uit God gebore. Ons is God se kinders. En God se kinders wat uit hom gebore is, het die ewige lewe. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons staan nie meer voor God as sondige skuldenaars nie. Dis hoekom die Heidelbergse katekismus ook pertinent sê, die bate van ons geloof is regverdigmaking en die ewige lewe. Vandag reeds staan ons nie voor God as skuldige sondaars nie. Inteendeel, Johannes skryf dit mooi en hy sê, deur ons geloof staan ons voor God as oorwinnaars. Diegene wat die sondige wêreld oorwin het, deur geloof. Ons is regverdig, omdat Christus al ons sondes ten volle betaal het. Ons almal ken die teks, al was julle skarlakenrooi soos bloed, julle sal wit wees soos wol, wit wees soos sneeu. Dis hoe ons voor God staan. In die woorde van Paulus, meer as oorwinnaars. En dit is wat ons moet weet, skryf Johannes dan. En dan moet mens mooi hoor, hy gebruik nogal die woordjie baie in hierdie hoofstuk, die woordjie ons weet, en sodat julle kan weet. Wat weet ons? En as jy daai woord weet, wat hy hier gebruik, in die oorspronklike taal, en jy gaan kyk na die betekenis daarvan, dan is dit eintlik, kan jy dit vertaal, om seker te weet. En ons almal weet wat geloof is. Gewisse kennis. Die eerste been van geloof is 'n gewisse kennis. Ons het hierdie sekere wete, ons het hierdie sekere kennis. En omdat ons hierdie sekerheid het, daarom kan ons nie halfhartig deur die lewe gaan nie. Maar ons gaan deur die lewe met sekerheid. Sekerheid van 'n hele paar goed wat saam met die ewige lewe gaan. En dit is die goed waarby Johannes hier vanaf vers 14 uitkom. En kom ons kyk 'n bietjie na die res van hierdie brief, waar die laaste paar verse, en dan kyk ons waarvan kan ons seker wees saam met die ewige lewe. Eerste ding wat hy sê is, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie. En net voor dit gaan hy weer en dan sê hy, ons kan met vrymoedigheid na God toe nader. Omdat ons gebede verhoor word, as ons volgens sy wil vra. Nou, dit is belangrik om dit raak te sien. Die eerste ding wat ons moet raak sien is, wat beteken dit om met vrymoedigheid na God toe te gaan? Nou, hierdie is maklik vir ons om te verstaan. Die woord vrymoedigheid, weet ons, beteken om sonder skaamte voor iemand te kan gaan staan. Maar dit het ook 'n groter betekenis hier, want as jy jou Engelse Bybels gaan kyk, dan vertaal hulle vrymoedigheid ook met vertroue. Ons kan met geloofsvertroue na God toe gaan. Nie net het ons geloof vir ons 'n gewisse kennis gegee nie, maar 'n vaste vertroue op God en op God se almag. Daarom kan ons van God vra en glo dat ons sal ontvang wat ons gevra het. Want ons weet, ons het 'n hemelse Vader wat na ons luister, wat vir ons omgee, wat vir ons lief is. Maar sê Johannes, ons moet onthou dat gebed gaan oor God en God se wil. Daarom as jy 'n klomp goed van God vra, vra vir jouself, hoekom vra ek dit vir God? Dis om jou afhanklikheid van God te bely. Om te erken in jou gebed dat God se wil, al verskil dit van wat jy dink en wat jy wil, die absolute beste is.
So kan 'n mens maar gaan na die Onse Vader gebed toe. Dis eintlik die klassieke voorbeeld van gebed volgens die wil van God. Want eintlik sê jy met elke bede van die Onse Vader dat jou lewe in God se hande is. Dan erken jy dat jy volkome van God en sy wil afhanklik is. Dan erken jy dat God ook vir jou die goeie wil hê. Soos 'n mens daar in Sondag 1 van die katekismes hoor, dat hy selfs die swaar kry van die lewe vir ons ten goeie laat meewerk, dat daar nie 'n haar van ons hoof kan val sonder sy heilige wil nie. Om saam te vat, die eerste ding, ons moet leer om God gerig te dink wanneer ons bid. Ons moet onthou, dit gaan oor God se eer, God se heerlikheid, God se heerskappy en nie oor my eie belang. Dis juis hier waar dit belangrik is. Want Johannes sit so 'n stukkie by gebed en dan sê hy ook daar, as iemand sy broer sien sonde doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. En so begin hy ook in die hoofstuk en dan praat hy daar van hieraan weet ons dat ons kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Dit sê vir ons iets ook oor ons gebede. Tot die eer van God, tot die heil van my naaste. Dan bid ons volgens die wil van God. En as ons so bid, dan het ons sekerheid. Ons gebed word verhoor. En dit bring 'n mens by die volgende sekerheid. Watter sekerheid? Daardie sekerheid wat hy van praat in vers 18. Ons weet, wat weet ons? Dat die Seun van God bewaar ons. En die duiwel kry geen houvas op ons nie. En dis belangrik hierdie. Dat 'n mens elke dag sal besef, die duiwel kan ons nie meer onder sy heerskappy kry nie. Maar ongelukkig is dit so dat mense hierdie vers baie keer wil misbruik, wanneer Johannes skryf dat iemand wat uit God gebore is nie meer sondig nie. En dan gaan ons almal twyfel oor ons eie geloof. Wat bedoel hy met die woorde nie meer sondig nie? Dis belangrike woorde. En dis juis waar dit inkom, dat ons sal besef hoe ons die oorwinning behaal, hoe ons vlekkeloos voor God staan, hoe ons sonder sonde in God se teenwoordigheid verskyn. Want ons is sondaar mense. In die woorde van die katekismes, daarom bely ons dat God ons die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Daardie sonder sonde waarvan hier gepraat word, daardie oorwinning oor die sonde waarvan hier gepraat word, is Christus se oorwinning wat uit loutere genade aan ons geskenk is. En dat ons ook voor God kan verskyn asof ons nooit sonde gehad het nie. En dat ons ook kan weet, ons is saam met Christus erfgename. Waarvan erfgename? Van die ewige lewe. En wie is 'n erfgenaam? 'n Erfgenaam is 'n kind van God. En dis ons tweede laaste punt waarvan ons seker is. En hy sê ons weet dat ons aan God behoort en die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Is dit nie 'n wonderlike sekerheid nie? Ek behoort aan die Here. Letterlik terug na Sondag 1, ons enigste troos in lewe en sterwe is dat ek aan my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. Al is die wêreld nog in die mag van die duiwel, moet ek elke dag hieraan dink dat die bate van my geloof is dat ek aan God behoort. En hoor hoe mooi het Johannes dit 'n paar hoofstukke vroeër beskryf in 1 Johannes hoofstuk 2, dan sê hy daar nogal dit so, hy sê moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. Want as iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie.
Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. En dit sê klaar vir ons, die bate van ons geloof is nie in aardse rykdom of in aardse sukses nie. Dis nie in die grootste en die heerlikste dinge wat 'n mens kan raak sien. Die bate van ons geloof is daarin dat ons God se kinders is. Dat ons sy eiendom is, deel is van sy volk. En ek hoop ons sien dit ook raak, dat ons almal wat die taal ken van rekeningkunde weet wat 'n bate is. Dis iets wat aan jou behoort. Dis joune. Maar hoor wat die bate van ons geloof, die bate van die ewige lewe, is dat jy aan God en aan Jesus Christus behoort. En wat beteken dit? Dat niemand ons meer uit sy hand kan ruk nie. Apostel Paulus skryf, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus ons Here. En dan sê hy dit so mooi, daar's niks in die skepping wat ons van die liefde van God kan skei nie. Hoekom nie? En dis die laaste ding waarvan ons seker is. En so skryf hy dit, ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. Ons weet dat Jesus na die aarde toe gekom het en dat ons wat in hom glo, die resultaat daarvan nou beleef. God het homself in Jesus Christus aan ons geopenbaar as die een ware God. En so het Jesus dit ook vir ons gesê toe hy gesê het, en dit is die ewige lewe, dat ons God kan ken en sy seun wat hy gestuur het. En dis die mooi. Hy het ons nie aan die magte van die bose of aan die magte van die wêreld of van ons eie sondige natuur uitgelewer nie. Nee, hy het aan ons die gawe van sy Heilige Gees gegee om ons verstand te kom verlig, om letterlik vir ons die verstand te gee dat ons God kan ken. En daarom alleen kan ons God ken. En hierdie ken van God is weer een van daardie woorde wat 'n baie tegniese woord kan wees. Tegnies in die opsig dat dit nie 'n volmaakte kennis wat ons nou het nie. Paulus sê dit ook, nou kyk ons in 'n dowwe spieël, nou sien ons 'n raaiselagtige beeld. Eendag sal ons alles ten volle ken. Maar nou is ons nog op pad na die volheid van daardie kennis toe. Maar die kennis wat ons nodig het vir die ewige lewe, die kennis van Jesus Christus, die kennis van ons hemelse Vader, die kennis van die Heilige Gees, is reeds aan ons geopenbaar. Ons is seker dat ons in die ware God glo, omdat ons in Jesus Christus, sy seun, glo. En dit is die ewige lewe. En daarom sluit ons af met die woorde van Johannes, liewe kinders, bly dus weg van afgode af. Want om in 'n afgod te glo, in enige mensgemaakte God te glo, enige geloof sonder Jesus Christus, is gelyk aan dood. Dood omdat wie nie in die Seun van God glo nie, het ook nie die ewige lewe nie. Daarom, geliefdes, kom ons hou vas aan ons geloof. Die geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons elke Sondag so kostelik en kosbaar kan bely hier in die kerkgebou. Want ons weet dit hou vir ons groot voordeel in. Dit baat ons om dit te glo. En wat's die bate van ons geloof? Is dat ons sekerheid het. Sekerheid het waarvan? Van die ewige lewe. Sekerheid het dat God ook ons gebede verhoor. Sekerheid het dat God ons ook bewaar. Sekerheid het dat ons aan God behoort. Sekerheid het dat ons die ware God aanbid. Amen.
Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God. Ons dankie dat ons vanaand ook saam met die kerk van alle tye U kan loof en prys. Omdat ons U kan ken as die enige ware God wat leef en wat regeer tot in ewigheid. Ons dankie dat ons Here Jesus Christus kan ken en dat ons in Hom kan glo. Ons dankie vir die Heilige Gees, deur wie U hierdie geloof aan ons geskenk het. Ons dankie dat ons mag weet, U verhoor ons gebede, dat ons weet dat U ons bewaar, dat ons weet dat ons aan U behoort, dat ons weet dat ons Here Jesus gekom het, sodat ons U en U liefde kan ken, sodat ons ook die ewige lewe sal hê. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Sing vanaand saam ook die beruiming van Sondag 1 van die Katekismes. En ek wil graag die laaste 2 reëls vir ons voorhou. Waar daar staan, ook word ek altyd deur sy Gees gelei. En dan staan daar, hier waar ek lewe, wil ek Jesus eer. En wanneer ek sterf, dan leef ek. En ek hoop ons hoor wat ons daardeur bely. Ons bely dat ons nou die ewige lewe het, en as ons sterf, dan lewe ons vorentoe. Dis die ewige lewe, dis die troos wat ons het, om te sê dat ons in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort. Kom ons staan, ons sing vers 1, 2 en vers 3, en dan weer, hier waar ek lewe, wil ek Jesus eer, en wanneer ek sterf, dan leef ek by die Here. Dit is die ewige lewe. Kom ons staan en ons sing dit saam. Troos my tog, Here, lewe en dood, want uit myself kom ek nie uit die nood. U het my siel en liggaam losgekoop, daarom rig ek op Christus al my hoop. Met bloed so kosbaar het hy vol betaal. Hy het my uit die duisternis kom haal. Here sorg hy, weet van elke hart, in elke krisis weet ek hy is daar.
Here God vir my. Ook word ek altyd deur sy gees gelei. Hier waar ek lewe, wil ek Jesus hê. Wanneer ek sterf, dan leef ek by die Heer. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.